Goeiedag, welkom by Skrif en Konteks. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na 'n tema wat ek noem die Lazarus legkaart. Nou dit sal binnekort duidelik word waarom ek dit 'n legkaart noem. Dit het eintlik maar baie te doen met hoe 'n mens die analise doen van wat hierdie gedeelte in die Bybel eintlik beteken, want baie mense is onder 'n valse indruk dat hierdie gelykenis eintlik gaan oor die toestand van die dood. Maar voordat ons begin, kom ons buig hoofde en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het om te kan stil word voor U vir 'n studie van U woord. Ons vra vir die leiding van die Gees dat U ons sal leer en sal lei in dit wat ons gaan lees, dat ons dit kan verstaan binne die konteks wat die Bybel daarvoor gee. Gee vir ons dan dieper insig deur U Gees in Jesus naam. Amen. Nou, die gelykenis van Lazarus en die ryk man word deur baie mense beskou as iets wat eintlik nie 'n gelykenis is nie. Daar's mense wat beweer dat dit 'n letterlike vertelling is, met ander woorde 'n geskiedkundige gebeure is. En een van die grootste proponente van daai siening is Dr. Isaac Burger, wie se boek Die eerste 5 minute na die dood uitgekom het in 2007. Nou, hy het 'n paar redes wat hy aanvoer van waarom hierdie nie 'n gelykenis is nie, en sy een argument is dat Jesus nie sal lieg nie, met ander woorde, daar's nie valse inligting in hierdie gedeelte nie, en ek stem saam, Jesus sal versekerlik nie lieg nie, maar sy tweede argument is dat die rede dat daar voorname voorkom, die naam Lazarus en die naam Abraham, dit is dan die motivering waarom dit nie 'n gelykenis kan wees volgens hom nie, en hy sê, geen ander gelykenis gebruik voorname nie. Nou, hy is korrek in daai aspek dat geen ander gelykenis ooit voorname gebruik nie. Maar dit in en van dit self beteken nie dat die gebruik van voorname beteken is nie 'n gelykenis nie. As daar 'n baie goeie, geldige rede is om spesifiek die voornaam Abraham en die voornaam Lazarus te gebruik, dan is dit tog genoeg motivering om nog steeds hierdie gedeelte te beskou as 'n gelykenis. En ons gaan binnekort sien dat selfs van sy, nie net tydgenote nie, maar van sy vriende, van die ander mense in die leierskap van die AGS van Suid-Afrika, hy was die president van die nominasie gewees, die hoof van hulle leerskool, Jan Hatting, het ook 'n spesifieke siening oor hierdie gedeelte in die Bybel gehad, en hy het spesifiek gesê, dat dit wel 'n gelykenis is, so hulle het verskillende sienings oor hoe mense hierdie teks moet benader. Nou, een van die dinge wat hy dan sê, is, hy sê hierdie is 'n letterlike vertelling, en dan maak hy die volgende stellings. Hy sê, dat daar gebid word in die doderyk, en dat daar aan jou familie gedink word in die doderyk, en ons gaan aan die einde van hierdie studie, gaan ons net vinnig terugkom na hierdie twee aspekte toe, om te gaan kyk, is dit wel korrek? Wat sê die Bybel daaroor? Word daar gebid in die doderyk, en kan daar aan jou familie gedink word in die doderyk? Nou, so 7 jaar nadat sy boek uitgekom het, het daar 'n man met die naam Henk Hanegraaff, hy is nie so bekend of gewild in Suid-Afrika soos wat Isaac Burger is nie, maar hy is baie meer bekend in die VSA, selfs in Europa, het hy 'n boek uitgebring met die naam Die Lewe na die Dood. Nou, dit is 'n vertaling van sy boek Afterlife, wat uitgekom het in 2013, en in 2014 het die Afrikaanse weergawe dan in Suid-Afrika die lig gesien, en hy sê dan hierdie gedeelte uit Lukas, hierdie vertelling van Lazarus en die ryk man, is ook 'n ware gebeurtenis, en hy sê, dit beskryf 'n tussentoestand. Hy sê nie, die oomblik wat jy sterf, as jy in die hemel of jy is in die hel nie. Hy sê daar so half 'n tussentoestand, en hy noem dit 'n onbeliggaamde toestand. Met ander woorde, jy het nie 'n liggaam in daai toestand nie. En ons gaan moet kyk, is dit vir die teks wel vir ons sê, maar hy gebruik dan ook spesifiek Lazarus en die ryk man om sy siening dan te verduidelik. So om sinvol oor hierdie gedeelte te kan reflekteer, het ons nodig om bietjie net vinnig deur die teks te lees, onsself te vergewis van presies wat dit sê, en let sommer op soos wat ek lees, wat sê die Bybel vir ons in terme van hierdie dinge wat ek nou genoem het, 'n onbeliggaamde toestand, dat dit 'n tussentoestand is, ensovoorts. En dan begin ons om die teks te evalueer. So ons begin om te lees by Lukas hoofstuk 16 vers 19 tot 31.
want dis die enigste gedeelte in die Bybel waar ons hierdie verhaal kry. Dit sê, en daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus in sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water steek om my tong te verkoel. Want ek ly smart in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en ook so Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. So, hier het ons aan die volle verhaal, ons sien dat die een is 'n ryk man, hy dra purper en fyn linne, uit die aard van die saak iemand wat baie geseënd is, wil dit voorkom, maar daai persoon eindig in die vlamme, en dan 'n persoon met die voornaam Lazarus, hy wat eintlik maar 'n bedelaar was, uit die aard van die saak nie 'n baie geseënde lewe nie, hy het ook baie sere en so aan, hy sieklik, die honde lek aan hom, hy eindig dan in die boesem van Abraham. So dit is 'n bietjie van 'n vreemde storie, en nou moet ons vir onsself gaan afvra, maar wat is die konteks wat ons hier aantref? In watter omgewing word hierdie storie vertel? Vir wie word dit vertel? Want die oomblik wat jy weet vir wie spesifiek dit vertel word, kan dit vir jou addisionele inligting gee, wat vir jou meer insig gee oor waarom die verhaal vertel word, soos wat dit vertel word. So, as ons net 'n paar verse voordat hierdie gelykenis begin het in hoofstuk 19, as ons begin lees 'n paar verse vooruit van vers 14 af, dan kry ons baie interessante inligting wat vir ons eintlik die korrekte omgewing gee, die korrekte konteks gee om hierdie reg te verstaan. Nou, Lukas 16 vers 14 en 15 lees soos volg. Dit sê, en die fariseërs wat geldgierig was, het ook al hierdie dinge gehoor en hom beskou. En hy het vir hulle gesê, so hy praat spesifiek met wie? Hy praat spesifiek met die fariseërs, en wat sê hy vir hulle? Hy sê, dit is julle wat jouself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte, want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel voor God. So binne hierdie konteks praat hy spesifiek met die fariseërs, en hy sê, julle dink julle is iets besonders, julle dink julle is spesiaal, en julle hou basies daai hoogheid van julle voor mense, maar God sien julle harte, en julle is eintlik 'n gruwel. So wat hy vir hulle sê is, julle dink julle is iets besonders, maar julle is glad nie so besonder soos wat julle dink nie. Nou, onthou daai konteks, want is binne daai konteks en spesifiek vir die fariseërs, wat die volgende dan nou vertel word. In hierdie verhaal kry ons 'n paar noemenswaardige verskille tussen dit wat
Jesus sê, en dit wat die res van die Bybel vir ons leer. In die eerste plek, in hierdie verhaal kom daar 'n engel en kom haal vir Lazarus die oomblik wat hy sterf. Nou wat sê die res van die skrif vir ons? Wanneer gaan engele ons kom haal? Is daar enigstens 'n indikasie dat die oomblik wanneer iemand sterf, dan kom haal engele hulle? Nee, inteendeel, as ons gaan na Matteus hoofstuk 13 en ons lees van vers 37 tot 39, dan kry ons 'n verduideliking van 'n gedeelte van die gelykenis van die koring en die onkruid. Nou, daai gelykenis kry ons vanaf vers 24 tot en met vers 30, en in Jesus se verduideliking maak hy dit baie duidelik wanneer die engele die mense gaan kom haal, want in daai gelykenis dan word daar vir ons vertel dat die maaiers kom en hulle kom op 'n sekere tyd met die oestyd en hulle maak dan die onkruid eers bymekaar en dan bring hulle na die tyd die koring bymekaar in God se skuur. Nou kyk na hierdie verduideliking wat daarvan gegee word. Vers 37 tot 39 sê: En hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Let nou mooi op, die tweede gedeelte van vers 39. Die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. So wanneer kom die engele mense haal? Dis nie by hulle dood nie, is nie wanneer die persoon sterwe nie, maar wanneer Christus kom met die wederkoms in sy volle heerlikheid, dan kom die engele saam en die engele gaan die onkruid bymekaar maak om in bondels gebind te word, om verbrand te word, en daarna net die koring wat oorbly word dan bymekaar gemaak in God se skuur. So hierdie idee van daar's onmiddellik 'n engel wat iemand kom haal die oomblik wat hulle sterf, is net eenvoudig nie Bybels nie. So ons moet onsself afvra, het Jesus dit nie geweet nie, het hy dit nie verstaan nie? Dis tog ondenkbaar dat Jesus dit nie geweet het nie. So waarom gebruik hy dit? Dis 'n vraag wat ons behoort te knaag, en ons gaan binnekort na daai vraag kyk. Kom ons kyk net aan nog 'n gedeelte. Tweede gedeelte. In hierdie verhaal het hulle liggame direk na die dood. Hoe weet ons dit? Want ons sien dat die ryk man hef sy oë op, so hy het oë, en dan sê hy maar, stuur vir Lazarus om sy vinger in water te druk en dit dan om my tong te kom verkoel. So ons sien verwysings na liggaamsdele, oë en 'n tong en 'n vinger ensovoort. So hierdie mense is definitief nie onbeliggaamd nie, maar is tog na hulle dood. Nou wanneer nadat iemand gesterf het, kry hulle dan nou 'n nuwe liggaam? Wat sê die Bybel? Ons gaan daar na 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 tot 53. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Dit gee vir ons 'n spesifieke tydverwysing, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 maak dit duidelik. Ons ontvang nuwe liggame by die wederkoms, by die laaste basuin. So ons sien hier's nou die tweede aspek van wat in hierdie verhaal genoem word, wat in hierdie verhaal dit wil laat lyk asof dit gebeur die oomblik wanneer iemand sterf, maar wat duidelik in die res van die Bybel geleer word, dat dit eers plaasvind by die wederkoms. So, ons gaan kyk of daar nog so 'n geval is in die Bybel, want hier is nou die tweede gedeelte, of die tweede aspek wat Jesus in sy verhaal genoem het, wat net eenvoudig nie strook met die res van die Bybel nie. In hierdie verhaal sien ons dat die ryk man gaan en hy sê, maar Vader Abraham, laat Lazarus na my broer toe gaan, my broers toe, ek het 5 broers, laat hy na hulle toe gaan, laat hy met hulle gaan kommunikeer, laat hy hulle waarsku dat hulle nie ook hier eindig nie. Nou moet ons osself onmiddellik afvra, maar is dit Bybels aanvaarbaar? Mag iemand uit die dood uit met iemand kommunikeer wat lewe? Kom ons gaan kyk wat sê die skrif. Levitikus 20 vers 6. En as 'n persoon hom begewe tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, om agter hulle aan te horeer,
sal ek my aangesig teen die persoon rig en hom uitroei onder sy volk uit. Met ander woorde, daar was doodstraf vir iemand wat hulle self besig hou met die geeste van afgestorwenes, wat met die dooies kommunikeer. Dit was absoluut verbied, en dis nie die enigste geval in die Bybel waar hierdie verbod gegee word nie. Word ook gegee in Jesaja 8, vers 19 en 20. En daar lees ons soos volg. Het sê daar, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel. Moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewendes die dooies gevra word? Tot die wet en die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woorde nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Nou, dis baie interessant, hier praat hy van die wet en die getuienis. Nou, waarna verwys dit? Die wet verwys eintlik na daai wat ons vandag ken as die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Dis die party verwys daarna as die wet van Moses, maar dis eintlik die Pentateeg, daai eerste 5 boeke, en dan die getuienis is alles wat daarna kom. Nou onthou, hierdie is geskryf deur Jesaja, so die hele Ou Testament is nog nie ten volle gevorm nie, maar in sy gedagte is dit dan nou die wet, die eerste 5 boeke, die boeke van Moses, en dan al die boeke wat daarna gekom het, wat vertel het van die getuienis van hoe daai wet 'n funksie gehad het vir die volk, hoe die volk gelei is deur God, hoe hulle ongehoorsaam was ensovoorts. So sien 'n spesifieke verwysing direk nadat hy gepraat het oor die feit dat jy nie met afgestorwenes kommunikasie mag hê nie. Verwys hulle na die wet en die getuienis. In hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man doen hy iets soortgelyk. Hy sê hulle het Moses en die profete. Nou wat is die ooreenkoms tussen die wet en die getuienis aan die een kant en Moses en die profete aan die ander kant? Dis eintlik 2 verskillende maniere om na dieselfde ding te verwys. Die wet verwys na daai boeke wat deur Moses geskryf is, daai eerste 5 boeke, die Pentateeg, en dan die getuienis is die profete, met ander woorde dit wat getuig van die werking van God onder sy volk ook. So dis interessant dat ook in hierdie voorbeeld waar hy afgewyk het van dit wat die res van die Bybel leer, toe ons dit gaan navors, toe sien ons ook 'n terugverwysing na dit wat God vir die volk gesê het aanvaarbare gedrag is, al dan nie. So hier is 3 gedeeltes in die Bybel wat net eenvoudig nie strook met dit wat die res van die Bybel sê nie. So ons het 3 gevalle waar Christus in sy verhaal konsepte gebruik wat onbybels is. Dit kan nie wees dat hy dit nie geweet het nie. Dit kan nie wees dat hy onkundig was of daarvan vergeet het nie. Daar moet 'n spesifieke rede voor wees. En hier kom iets interessant nou na vore, want ons het die geskrifte van Flavius Josephus. Hy was nie net 'n fariseer nie, hy was ook 'n geskiedskrywer en hy is eintlik een van die hoofbronne van ons inligting oor lewe in die 1ste eeu. Nou as 'n fariseer gaan hy gaan skryf 'n dokument waarin hy die fariseer spesifiek sy siening oor wat gebeur wanneer iemand gesterf het verduidelik. En hy noem daai dokument die verhandeling aan die Grieke oor Hades. The Discourse to the Greeks on Hades. Hades is dan hulle woord vir die doderyk. Nou, Flavius Josephus leef dan na Christus, hy is gebore hier rondom 37 na Christus, en hy sterf omtrent 100 na Christus. So alhoewel hy skryf na Christus, is dit wat hy in sy verhandeling skryf, nie 'n nuwe gedagte nie, hy skryf neer dit wat die fariseërs al vir 'n paar eeue reeds glo. So kom ons gaan kyk, wat is hierdie verhaal wat hy vertel? Hy beskryf die doderyk as 'n plek wat bestaan uit 2 dele. Die een deel word genoem die boesem van Abraham, en dis 'n plek vir die regverdiges, regverdiges gaan daar eindig. So waar dink 'n fariseer gaan hy opeindig? In die boesem van Abraham. En dan is daar 'n ander gedeelte, die gedeelte van die doderyk wat brand met vlamme, en dis 'n plek vir die onregverdiges of ongelowiges. So enige iemand wat nou nie ek wil amper sê die heiligheidsvlakke bereik het wat die fariseërs hulle self as beskou het nie. Hulle gaan dan nou in daai plek van vlamme eindig. En dan sien ons in hierdie verhandeling van hom dat hy spesifiek noem hierdie 2 gedeeltes, die boesem van Abraham
en die plek van vlamme word geskei van mekaar met 'n onoorbrigbare kloof. So jy kan nie van die een kant na die ander kant toe kom nie. So uit die aard van die saak is dit wat Jesus in sy verhaal vertel, strook met dit wat ons hier kry, en boonop, sê Flavius Josephus, die toegang of die ingang na hierdie twee gedeeltes toe, word bewaar deur engele. So die oomblik wanneer iemand sterf, gaan die engel die persoon haal, en laat die persoon dan deur die een of die ander ingang ingaan, en wanneer jy nou daar ingelaat is, dan kan jy weens die onoorbrigbare kloof nie van die een kant na die ander kant toe gaan nie. So, uit die aard van die saak is dit duidelik, in die lig van hierdie konteks, hierdie geskiedkundige siening van die Fariseërs, dat Jesus besig was om spesifiek hulle konsep van die toestand van die dood te gebruik, om vir hulle eintlik iets totaal anders te wys. Wat daar iets anders is, gaan ons binnekort sien. Maar een ding kan ons verseker weet. Hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man is nie 'n refleksie van wat Jesus glo nie. Jesus gebruik die leer van die Fariseërs om vir hulle iets te wys. Nou ons gaan nou moet gaan kyk, wat is dit wat hy vir hulle probeer vertel het? Nou die eerste ding wat ons kan oplet, soos wat daar verskille was tussen wat die Bybel leer en wat Jesus in hierdie storie vertel, is daar ook sekere ooreenkomste tussen die twee. Ons kan gaan kyk na daai ooreenkomste, en die eerste een wat ons oplet, is dat die ryk man kom en hy noem vir Abraham vader. En wanneer Abraham hom antwoord, dan noem hy hom kind. Met ander woorde, hulle eien mekaar as vader en kind. Nou, uit die aard van die saak is dit dan eintlik mos maar sprekend van die verhouding, van die verwantskap wat hulle teenoor mekaar het. Nou, as ons gaan kyk na Matteus 3 vers 7 en 9, dan sien ons iets baie interessant. Ons sien daar dat wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs kom en hulle kyk na dit wat Johannes die Doper gedoen het, dan sien ons die volgende interaksie. Maar toe hy baie Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? So hierso gaan Johannes die Doper en hy praat nie net met Fariseërs nie, ook met Sadduseërs, en hy het eintlik 'n redelike antagonisme teenoor hulle. En waaroor gaan dit? Kyk wat sê vers 9, onthou, ons het nou gelees Matteus 3 vers 7, nou lees ons vers 9, en hy sê, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Hier lig hy spesifiek iets interessant uit. Hy wys ook uit dat daar hierdie vader-kind verhouding is tussen die Fariseërs, maar ook die Sadduseërs en Abraham. Hulle beskou dit dan basies omdat hulle hierdie lyn het, in Engels gebruik hulle die term lineage, omdat hulle hierdie lineage het, wat deur Abraham na hulle toe afkom, is hulle iets besonders, hulle is die uitverkorenes, hulle is iets baie spesiaal. Maar hy sê dan vir hulle, moenie dink omdat julle Abraham as vader het, is julle iets besonders nie. Hy sê, ek sê vir julle dat God uit hierdie klippe kinders van Abraham kan opwek. Nou is die vraag, het hy verwys na die klippe daar in die rivier waar hy besig was om te doop? Nee, definitief nie, want ek meen, God gaan nie sommer net iemand uit 'n klip uit genereer wat hom nou moet aanbid en hom nou die gelowige wees om dan nou 'n kind van Abraham te wees nie. Nee, wat hy nou verwys is eintlik na die heidene. Onthou dat die Jode die heidene eintlik as tipe van mindere wesens beskou het. Hulle het na hulle verwys as honde of as klippe of eintlik as wesens wat nie regtig veel werd is nie, omdat hulle nie daai besonderse lineage het nie, hulle het nie daai spesiale plek by God nie. So wat is hy besig om vir hulle te sê? Hy is besig om vir hulle te waarsku, om vir hulle te sê, julle dink omdat julle kinders van Abraham is julle iets besonders, maar God het die vermoë om van hierdie klippe eintlik heidene kinders van Abraham te maak. Nou is dit waar. Het dit ook so gebeur? Verseker sonder twyfel, want nadat Christus gesterf het en opgestaan het uit die dood uit, het die evangelie ook gegaan na die heidene toe, en daarom sê die Nuwe Testament vir ons dat
wanneer ons in Christus is ons kinders van Abraham. Goed, dan is ons ingegrafeer op daai boom. So dit is baie interessant dat hierdie aspek van die verhouding tussen die fariseërs, insluitende in hierdie geval ook die Sadduseërs, hierdie verhouding met Abraham, maak hulle nie iets besonders nie. Hulle kan eintlik op 'n manier op dieselfde vlak wees as die ongelowiges, die heidene, want God kan daai heidene ook bereik en inteendeel, hulle is dan nie noodwendig eers op dieselfde vlak nie, die fariseërs wat eintlik die voorreg gehad het om die wet te ken ensovoorts, hulle kan in verval gaan. Dis 'n waarskuwing teenoor hulle. Nou hierdie konteks is baie belangrik. So ons sien dan eintlik op 'n manier dat hierdie ryk man is 'n beeld van 'n fariseer. Hoekom sê ek so? Die fariseërs het hulle self as die bevoorregtes beskou, as die wat seën in hulle lewe ervaar. Nou, in die Joodse gedagte, veral onder die fariseërs, as jy seën en welvaart ervaar, is dit 'n teken dat die Here aan jou kant is, dat jy in regte stand is met God, en die verwagting is dat jy in die boesem van Abraham gaan eindig. Maar as jy nie die seën van die Here ervaar nie, is dit eintlik 'n teken dat jy veroordeeld staan deur hom, en dat jy op die ou en in die plek van vlamme gaan eindig. So wat doen Christus in hierdie verhaal? In hierdie verhaal gooi hy alles op sy kop, want die ryk man, hy eindig in die vlamme, en die arme man, die een wat 'n bedelaar is, die ene wat vol swere is, wat deur die honde gelek word, die ene wat eintlik geassosieer word met die heidene, daai aspek van die honde wat ook genoem word, en die feit dat hy nie die seën ervaar nie, hy eindig in die boesem van Abraham. So Christus gooi hierdie storie heeltemal op sy kop, maar nie net op een manier nie, hierdie verhaal skakel op ander maniere ook met die interaksie tussen Jood en heiden. Ons sien dan dat in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, praat hy nie net met die fariseërs, hy praat met die fariseërs en die Sadduseërs, en hy verwys na hulle verhouding met Abraham. Nou in die verhaal van Lazarus en die ryk man, dan gaan die ryk man en hy sê, maar stuur vir Lazarus na my 5 broers toe. Nou moet ons die Joodse gedagte en verstaan van wat 'n broer is, moet ons ontleed om te verstaan waarna hy werklik verwys. In die Joodse gedagte is iemand nie jou broer omdat julle dieselfde ma het nie. Iemand is jou broer omdat julle dieselfde pa het. Nou op grond waarvan sê ek dit? Dink 'n bietjie, ons skryf vir Abraham, Isak en Jakob. Jakob het 12 seuns. Daai 12 seuns is almal broers van mekaar. Maar het hulle dieselfde ma gehad? Nee, daar was 4 ma's tussen hulle. Hulle is broers van mekaar omdat hulle dieselfde pa het. Nou het ons al klaar gesien en dit wat Johannes die Doper gesê het, maak dit duidelik dat beide die fariseërs en die Sadduseërs het vir Abraham as vader geëien. So ons moet gaan kyk, is daar ander groeperinge, spesifiek 5 van hulle, wat vir Abraham as vader eien? Want die oomblik wat hulle Abraham as vader eien, dan gaan dit beteken hulle is outomaties broers van die fariseërs. Maar die fariseërs self kan nie een van die 5 wees nie, want die fariseer, die ryk man, hy sê dan stuur hulle om my 5 broers te waarsku, so hy kan nie een van die 5 broers wees nie. So, kom ons gaan kyk, wat vertel die geskiedenis vir ons daarvan? Nommer 1, 'n groepering met die naam die Herodiane het ook vir Abraham as vader beskou en daarom kwalifiseer hulle as broers van die fariseërs. Nou van die Herodiane lees ons onder andere in Matteus 22 vers 16, Markus 3 vers 6 en Markus 12 vers 13. Dan kry ons ook die Sadduseërs, ons het nou net hierdie voorbeeld gelees in Matteus 3 vers 7 en ons lees van die Sadduseërs op verskeie ander plekke in die Nuwe Testament ook. Dan kry ons die ywerraars, die zealots. Nou ons lees van hulle onder andere in Lukas 6 vers 15. Ons kry dan ook die skrifgeleerdes, waarvan ons lees in Matteus 2 vers 4, Matteus 5 vers 20 en verskeie ander plekke in die Bybel. Nou moet ons verstaan, sommige van hierdie groeperinge het die ander uitgesluit. Jy kan byvoorbeeld nie 'n fariseer en 'n Sadduseër gewees het nie, maar sekere van hierdie groeperinge is nie noodwendig 'n groepering wat die ander groepering outomaties uitsluit nie. So jy kon byvoorbeeld 'n skrifgeleerde gewees het en ook in een van die ander groeperinge behoort het, dit was nie onmoontlik nie.
So ons het die Herodiane, die Sadduseërs, die Ywerraars en die skrifgeleerdes, maar dis net 4. Maar hy het nou gepraat van 5 broers. Maar daar's een groepering waarvan ons weet wat nie in die Bybel genoem word nie. Nou watter groepering is dit? Dit is die Esseners. Nou waarom word hulle nie in die Bybel genoem nie? Hulle is 'n asketiese groepering gewees. Hulle het hulle self heeltemal afgesonder, maar ons weet uit die Qumran geskrifte, die dooie see rolle, weet ons van hulle en wat hulle gedink het en wat hulle geglo het. En binne hulle geskrifte is dit baie duidelik dat hulle ook vir Abraham as vader toegeëien het. So ons het 5 polities godsdienstige groeperinge in die Joodse samelewing, boonbehalwe vir die Fariseërs. Daai is die 5 broers waarna hy verwys. Onthou nou, daar's 'n waarskuwing wat dan nou van hierdie ryk man af uitgaan. Waarsku my broers dat hulle nie ook hier eindig nie. Met ander woorde, daai groeperings het half dieselfde probleem. Hulle loop in dieselfde gevaar dat hulle in die plek van vlamme kan eindig volgens hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man. Nou al 5 hierdie groeperinge eien dan vir Abraham as hulle vader. So, dan het ons nog 'n baie interessante ooreenkoms, en dit is dat binne in hierdie verhaal kry ons dat daar vertel word wanneer 'n beskrywing gegee word van Lazarus, word daar vertel dat honde het aan hom gelek en hy die krummels geëet wat van die tafel van die ryk man afval. Nou daai is baie unieke woorde wat gebruik word in onmiddellike konteks met mekaar in hierdie verhaal, en op net een ander plek in die evangelies, inteendeel net een ander plek in die Bybel, kom hierdie 3 aspekte in die onmiddellike konteks ook by mekaar. So kom ons gaan kyk gou wat daar gebeur het. In Lukas 16 vers 21, so ons hierdie 3 woorde kry, ek lees in daai vers, hy sê, en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val, ja, selfs die honde het sy swere gelek. Ons het daardie 3 aspekte. Maar kom ons gaan lees in die evangelie van Matteus in hoofstuk 15. Gaan lees ons vers 22 en dan vers 24 tot 27. Dit sê daar, en 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg met die duiwel besete. Dit was vers 22, nou van vers 24 af. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Onthou daai woorde. Here, help my. Dis baie belangrik om ook te verstaan hoe dit skakel met 'n voornaam wat gebruik word in hierdie verhaal. En dan vers 26 en 27. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. Sy het verstaan binne hierdie konteks dat wanneer hy praat van hondjies, is hy eintlik besig om te praat vanuit die gedagtegang van die Fariseërs, tipies soos wat die Fariseërs sou dink. Dink 'n bietjie daaroor. Het Jesus net gekom vir die verlore skape van Israel of het Jesus gekom vir almal? Uit die aard van die saak het hy gekom vir almal. So het Jesus dan 'n leuen vir haar vertel toe hy sê maar ek het net gekom vir die verlore skape van Israel? Nee, wat Jesus besig is om hier te doen is terwyl hy met hierdie heidense vrou praat, in hierdie geval word sy genoem 'n Kananeese vrou, in 'n ander evangelie word daar na verwys as 'n Sirofenisiese vrou, wat beteken sy's 'n heiden. Binne hierdie konteks sien ons dat daar hierdie aspek is van om na te verwys op die manier wat die Fariseërs, die Sadduseërs, die ander Jode gereflekteer het oor heidene. So dis asof hy amper die houding betoon wat jou tipiese Jood sou betoon teenoor heidene. Maar dis nie werklik sy siening nie, en ek gaan nou verduidelik waarom dit nie werklik sy siening is nie. En dan sien ons dat wanneer hy verwys na hondjies, dan verstaan sy die verwysing is eintlik na haar as iemand wat 'n heiden is, en dan sê sy maar ons sal wel neem van die krummels wat van die tafel van die baase afval. Met ander woorde, ons glo daar is ook daarom iets wat vir ons beskore is, al is dit nou nie ons wat hierdie uitverkore volk spesifiek is nie. En dan moet ons onsself afvra,
As Jesus werklik van die siening was dat hy net gekom het vir die verlore skape van Israel, dan sou hierdie vrou nie gehelp het nie, maar wat doen hy? Onthou, sy kom na hom toe en sy sê, my dogter is erg van duiwels besete. En dan kom hy en hy genees wel haar dogter. Met ander woorde, sy aksie wys hy het nie net gekom vir die verlore skape van Israel nie. So hierdie was eintlik 'n uitbeelding ter wille van die Fariseërs, die Sadduseërs, die ander Jode, om te sê, maar dit is julle houding teenoor haar, maar kyk hoe het ek gekom. Ek het nie net gekom vir die verlore skape van Israel nie. Sy aksie wys dat hy ook gekom het vir die heidene. So, ons sien hier 'n korrelasie, 'n direkte verbale korrelasie. Die hondjies, die krummels en die tafel, en dit bind hierdie twee verhale vir ons bymekaar. Maar dit vertel ook vir ons dat Lazarus is eintlik 'n beeld van 'n stereotype heiden. Goed, die verbale koneksie, die hondjies, die krummels, die tafel, bind dit vir ons mooi bymekaar. Maar nou in hierdie verhaal is dit Lazarus wat in die boesem van Abraham eindig, terwyl die ryk man in die plek van vlamme eindig. Met ander woorde, die storie is op sy kop gedop. Daar waar jy gedink het, die Fariseërs sou eindig in die boesem van Abraham, dis nie waar hy eindig nie, en daar waar jy gedink het, Lazarus sou eindig, dis nie waar hy eindig nie. Nou, dit los ons met nog een vraagstuk, ons moet onsself afvra, waarom word die voorname spesifiek gebruik? As die voornaam Abraham nie gebruik is nie, sou ons by die sleutel kon uitkom van waarna die 5 broers verwys? Nee, so dit was in hierdie geval nodig dat die naam Abraham gebruik word, want onthou, die gehoor is spesifiek Fariseërs, en hulle gaan weet dat enige iemand wat Abraham as vader eien, as 'n broer beskou word. So omdat hy met hulle praat hy met hulle binne hulle konteks, binne die taal wat hulle gaan verstaan. Plus, as ons gaan kyk wat die ander voornaam beteken, die woord Lazarus, dan sien ons dat dit vir ons sê in die lexicon, probably of Hebrew origin, Lazarus, that is El-Azar. El-Azar. El, Here, Azar, om te help. Nou, selfs in Isak Burger se boek erken hy dit, want hy sê op bladsy 33, dis 'n samevoeging van 2 woorde, Here en help, en dit kan beteken, die Here is my helper, of Here help. Dink 'n bietjie, wat was die Kananeese vrou, die Sirofenisiese vrou, wat was haar woorde toe sy voor die Here neerval? Sy het gesê, Here, help my, met ander woorde, die oomblik wat sy voor hom neergeval het, as sy in Hebreeus sou gepraat het, sou sy gesê het, El-Azar, en as sy Grieks gepraat het, het sy gesê, Lazarus. Goed, so daar het ons die direkte koppeling van die naam Lazarus, en die betekenis daarvan binne in hierdie konteks. Maar nou moet ons onsself afvra, is dit die enigste geval waar ons hierdie naam teekom? Nee, dis nie. In watter ander geval kry ons hierdie naam, die naam Lazarus? Nou in Johannes 11, vers 43 tot 50, sien ons dat daar was 'n vriend van Jesus, hy het gesterf, word gevra dat Jesus eintlik na hom toe kom terwyl hy nog siek was, maar toe hy daar aankom, hy het klaar gesterf, en dan wek Jesus hom op uit die dode uit. So, iemand word opgewek uit die doodheid, wat eintlik 'n bewys is van die messiaskap van Jesus Christus, en vir die Fariseërs is dit 'n probleem. Hulle wil nie net vir Jesus doodmaak nie, vir Jesus wil hulle doodmaak, omdat hy eintlik sê, hy is God, en hy is die Messias, maar, kyk 'n bietjie, wat sê Johannes 12 vers 9 tot 11 vir ons? Dit sê, en 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was, en het gekom, nie alleen terwille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. Let nou mooi op na vers 10 en 11. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Omdat Lazarus die lewende bewys was van die messiaskap van Christus, wil hulle vir Lazarus ook doodmaak, dat daai bewys weggedoen kan wees mee. So, ons sien
Dit het werklik gebeur. Onthou in hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man, sê hy, stuur iemand uit die dood om hulle te waarsku. Nou, as iemand uit die dood uitgestuur word, dan sou dit kommunikasie wees tussen iemand wat lewe en iemand wat dood is. Dit word nie toegelaat nie, maar in die verhaal, wanneer Jesus praat, dan sê hy uiteindelik vir hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, met ander woorde, daar is 'n Bybelse getuienis oor die Messias, laat hulle na die luister, maar dan is daar 'n objeksie wat hulle lig in die tweede keer wanneer Jesus in die verhaal hierdie probleem aanspreek, dan sê hy, hulle sal nie luister nie, al sou iemand ook uit die dood opstaan. Dis iets heeltemal anders. Dis nie iemand wat gestuur word uit die dode om met hulle te kommunikeer terwyl hy dood is nie. Dis iemand wat opgewek word uit die dode uit. En Lazarus is daai getuienis. En was Jesus reg? Het hulle wel daai persoon wat uit die dood uit opstaan as 'n bewys ook verwerp? Ja, hulle het. Jesus se woorde was, hulle sou nie glo nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. So, ons sien dan dat hierdie getuienis van Lazarus wat uit die dood uit opstaan is ook wel, nie net 'n bewys van die messiaskap van Christus nie, maar dit wys dat Jesus in sy verhaal korrek was in sy aanname van die gedagtegang van die fariseërs spesifiek. Nou moet ons osself afvra, maar as Lazarus en die ryk man dan nie 'n letterlike vertelling is, 'n letterlike verhaal van dit wat gebeur wanneer iemand sterf nie, waaroor gaan dit werklik? Nou, die boodskap is basies die volgende. As ons gaan kyk in die verskillende gedeeltes wat ons amper soos 'n spinnerak aangekoppel het met hierdie verhaal van Lazarus en die ryk man, dan is dit duidelik, dit gaan daaroor dat die fariseërs, maar ook by uitstek dan die 5 broers, die ander wat nou hulle self as besonderse kinders van Abraham beskou het. Hulle 'n spesiale plek waar hulle dink hulle gaan opeindig in die boesem van Abraham, ander woorde in die ewigheid. Hulle gaan daai spesiale plek gaan hulle verloor, en daai spesiale plek is dan ook beskore vir die ander, die wat eintlik amper die uitgeworpenes is vir die heidene. En ons moet onsself afvra, het dit gebeur? Ja, dit het, want na die kruisiging van die Messias gaan die evangelie dan ook aan die heidene. Nou, kom ons gaan net vir 'n oomblik terug en ons gaan kyk weer na 'n aspek wat al vroeg aangespreek is in die tyd van Johannes die Doper. Lukas hoofstuk 3, vers 7 tot 9 sê: Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie vir julleself begin sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het, om uit hierdie klippe, kinders van Abraham, op te wek. Maar, die byl lê ook al aan die wortel van die bome. Elke boom dan, wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou hier het ons iets interessant, hy gebruik die metafoor van 'n boom, en hy sê daai boom word uitgekap. En is eintlik 'n waarskuwing, dat hierdie Jode wat dink hulle is iets besonders, hulle kan uitgekap word, omdat hulle nie in daai werklike verhouding met God staan nie, hulle dra nie die vrug wat hulle behoort te dra nie, hulle doen nie dit wat hulle veronderstel was om te doen nie. So wat dit vir ons sê, is dat die heidene dan daai besonderse plek kan inneem. En in 34 na Christus kom Saulus tot bekering. Hy word by uitstek die evangelis aan die heidene. Hy word nie geroep spesifiek om onder die Jode te bedien nie. Petrus en meeste van die ander het daai funksie ook onder andere vervul, maar Paulus word by uitstek die evangelis aan die heidene. En ons sien dan Galasiërs 3 vers 29, as ek net ook genoem het, sê vir ons, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Nou, in die begin van hierdie studie het ons gesê, daar is 'n paar dinge wat genoem word in hierdie boek, die eerste 5 minute na die dood, wat ons moet gaan stilstaan en ondersoek, ons moet dit toets, want onthou, die Bybel leer vir ons daai beginsel, dat ons alles moet toets aan die hand van die skrif, beproef alle dinge, behou die goeie. Nou kom ons gaan kyk wat staan op bladsy 90 van hierdie boek. Het sê,
gebede in die vlamme van die doderyk, word daar in die doderyk gebid. Inderdaad, die doderyk is waarskynlik die godsdienstigste plek wat daar is. Dis die plek waar die meeste gebid word. Nou, Prediker 9 vers 5 sê, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Ook Psalm 6 vers 5 sê, want in die dood word aan nie gedink nie, wie sal die loof in die doderyk? Met ander woorde, dit wat in hierdie boek, die eerste 5 minute na die dood beweer word, strook net eenvoudig glad nie met wat die Bybel sê nie, maar dit stop nie net daar nie. Bladsy 90 van daai selfde boek, 2 aanhalings, die eerste ene, 'n mens kan nie anders as om geraak te word deur die gebed en smeking van die ryk man in die dode nie. Bietjie verder op dieselfde bladsy, hy, en hierdie verwysing is na die ryk man, dink nou aan sy broers, 5 van hulle, wat blykbaar in sy voetspore volg. Dis wat beweer word in die boek. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel? Ons het net ook gekyk na Prediker 9 vers 5, maar kom ons lees nou vers 6 by. Ek lees vers 5 en 6. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen meer loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde, sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. So die oomblik wat iemand gesterf het, kan hy nie bid en vra maar, of vir Abraham vra of bid of enige iets doen nie. Hulle het niks meer te doen met enige iets onder die son nie, met dit wat op die aarde gebeur nie. So dis absoluut onbybels wat in hierdie boek beweer word. Maar kyk nou spesifiek na dit wat gebeur of wat geskryf word in hierdie boek op bladsy 99. Dit sê, om te help verhinder dat die mense daardie eerste 5 minute na die dood, hulle oë in daardie plek van vlamme en smarte oopmaak. Ons nou self afvra, maar as jy onmiddellik na die dood in die plek van vlamme of smarte is, as jy dan nou 'n ongelowige was, strook dit met die Bybel? Wat sê die Bybel vir ons? Wanneer is die eerste wat iemand in vlamme gaan wees nadat hulle afgesterf het? Die Bybelse leer kom uit Openbaring 20 vers 14 en 15. En die dood in die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So wanneer word iemand in die poel van vuur gewerp? Nie 5 minute na hulle dood is nie, eers aan die einde van die 1000 jaar, wanneer die ongelowiges uit die dood uit opgewek word om hulle finale oordeel te ontvang. So, is die lering wat ons in hierdie boek die eerste 5 minute na die dood kry, is dit Bybels of weerspreek dit die Bybel? Dit is nogal redelik duidelik uit dit wat ons nou na gekyk het, dat baie van die beginsels wat hierdie boek verkondig, is definitief nie iets wat strook met die Bybel nie. Nou, waar baseer ons geloof? Op 'n boek wat 'n bekende Suid-Afrikaanse teoloog geskryf het, of op die Bybel? Uit die aard van die saak, op die Bybel en die Bybel alleen. Luister mooi wat sê Jesaja 8 vers 20, hy sê, tot die wet en die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Lukas 16 vers 29 en vers 31, toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister, maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dode opstaan. Selfs hierdie Bybelverhaal 2 keer sê, nie ander bronne nie, nie iets anders nie, nie een of ander onbybelse konsep nie. Moses en die profete, met ander woorde die woord van God, dis die enigste basis vir waarheid. Nou, Prof. Jan Hatting was een van my dosente gewees baie jare terug, daar in die eerste gedeelte van die 90's, ek gee my ouderdom heeltemal weg. Maar hy skryf die volgende, en ek het hierdie op e-pos ontvang, alhoewel dit ook op die ATS webblad, ats.ac.za, in een van hulle blogs gepubliseer is. Hy sê, the Luke 16 story is a parable, although it is not mentioned as such. Many of Jesus' parables started with, there was.
The content of Luke 16 is in the parable gender style. So wat sy besig om te sê? Hy sê eintlik, maar Lazarus en die ryk man is nie 'n letterlike vertelling nie. Dit is 'n gelykenis en jy kan nie hierdie siening van die toestand van die dood dan bou uit 'n gelykenis nie. Dan sê hy bietjie verder in daai selfde skrywe. Hy sê, there is no indication that one can or is allowed to make contact with people in hell or heaven or ancestral worship. So sy beginsel objeksie hier is ook dat in hierdie verhaal wil dit dan nou voorkom asof daar interaksie mag wees tussen die wat afgesterf het en die wat lewe. En veral binne die AGS konteks het dit baie probleme veroorsaak, veral onder die nie-blanke kontingent wat in hulle gebruike baie keer die voorvadergeeste aanbid het en met hulle gekommunikeer het. So, een laaste aspek. Op bladsy 13 van die eerste 5 minute na die dood sê dit die volgende. Die dood is nie die einde nie. Die dood is inderdaad die ingang na 'n splinternuwe bestaanssfeer, want ons sal soos Rispus 'n metamorfose ondergaan. En binne die konteks van die eerste 5 minute na die dood is dit uit die aard van die saak uit die oomblik wat jy sterf, dan verander jy nou uit hierdie rispe uit in hierdie vlinder in. Dis die tipe van beeld wat hy probeer skep. Maar nou moet ons osself afvra, het ons nie al daai tipe van taal gehoor nie? Want, wat was die eerste leuen wat in die Bybel vertel is? Genesis 3 vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou, die Bybel sê, wanneer jy sterf, dan weet jy niks. Lazarus en die ryk man kan nie gebruik word om te beweer dat jy 'n bewuste bestaan het die oomblik wanneer jy sterf, dat jy nie werklik doodgaan nie. Dis dan juist die leuen wat Satan vertel het. Die Bybel, spesifiek die wet en die profete, die Ou Testament, vertel vir jou presies wat die toestand van die dood is. Maar mense kom herinterpreteer nou 'n verhaal in die Nuwe Testament wat niks te doen het met wat met jou gebeur wanneer jy sterf nie, en wat eintlik te doen het met die waarskuwing aan die Fariseërs, maar ook aan die wye Joodse gemeenskap, dat hulle besonderse plek in die boesem van Abraham sal verloor as hulle nie die vrugte gaan dra wat hulle behoort te dra nie, en dat die evangelie ook aan die heidene kan gaan. Met ander woorde, dis waarom Lazarus dan nou in die boesem van Abraham eindig, en die ryk man, 'n beeld van die Fariseërs, in die plek van vlamme eindig. Ons moet altyd gaan kyk na die konteks van die Bybel, om te verstaan wat dit vir ons leer. Tot 'n volgende keer, kom ons sluit die oë. Heilige Vader, dankie vir die geleentheid dat ons kon 'n studie doen oor die verhaal van Lazarus en die ryk man. Help ons om vir onsself ook hierdie aspekte te gaan navors, om te gaan kyk wat dit werklik beteken, dat ons nastudie sal doen deur die verantwoordelikheid te neem, om self te gaan toets wat die woord vir ons sê, en nie net eenvoudig te aanvaar wat ander mense vir ons daarvan vertel nie. Help ons om altyd verantwoordbaar te wees vir dit wat ons glo. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.